Welkom by hierdie week se ANT weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Die eerste werklike somerreën is moontlik in die laaste deel van September, maar dit kan ongelukkig dan ook baie stormagtige toestande en ook haal veroorsaak. Goeie nuus is dat ons nou amptelik in La Nina inbeweeg het, maar dis nog bietjie onseker of dit volhoubaar gaan wees, maar die kanse lyk wel baie goed. Johan gaan kyk ook hoe die langertermyn reënvalverwagtinge lyk. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Ons het hierdie afgelope klompie dae sommer lekker lae temperature of minimum temperature gehad met wat hier naby vriespunt gedraai het en plek het ryp voorgekom oor die sentrale, maar veral die suidelike binneland. So koue fronte, soos ons nou ervaar het, nog nie verby nie, en as ons kyk hier rondom 22 September, is daar weer 'n koue front wat hier wes van die land oor inbeweeg. En dan hier rondom 28 September kan ons sien daar sommer nog 'n reeks van frontale stelsels. Hulle is redelik swak en behoort meer oor die suidelike dele van die land oor te beweeg. Maar natuurlik 'n bietjie reën met hierdie stelsels oor die winterreënvalgebied, maar dit lyk nie of dit veel reën gaan wees nie. Van reën gepraat, as ons kyk hierdie volgende week, 17 tot 24 September, kan ons sien dat hier die suidoostelike en oostelike dele van die land kan ligte reën begin voorkom, so hier nie veel meer as 10 mm tot omtrent 24 September nie. Maar dit lyk heelwat beter vanaf 25 September tot so die 1 Oktober. En ons sien dat oor dele van KwaZulu-Natal en Mpumalanga, die groen gedeeltes, tot 25 mm of dalk selfs meer wat kan voorkom. Maar wat belangrik is, ons sien dat daar nou tropiese vog begin aansluiting vind hier van Namibië se kant af oor die land, en dat daai laaste week van September is omtrent vir die hele land is daar 'n kans vir ligte reën en natuurlik ooste kant toe swaarder reën. Daar is 'n kansie hier oor die Suid-Kaap gedeeltes wat baie droog is, maar dit is maar op die grens. Om dit bietjie af te breek, hier rondom 24 September kan ons sien dat hier tropiese vog en reën hier oor Botswana afbeweeg, en kan daar swaar reën voorkom of plek. Ons sien daar rondom Pretoria en suidooswaarts waar redelike swaar neerslag kan voorkom. En dis van die tipe goed wat al begin gebeur en nou meer gaan gebeur, is hierdie kleiner kolle van baie swaar reën wat gepaard gaan met stormagtige toestande. En vanjaar is daar 'n baie groot kans vir haal met die koue lug. Ons sien die koue fronte, ons sien die tropiese vog wat van bo af kom, en waar hierdie twee lugmassas mekaar ontmoet, kry ons baie keer hierdie baie onstuimige weer. Op 25 September kan ons sien daar so 'n bietjie reën hier wat weste kant toe skuif. Nie veel reën nie, maar ons sien weer eens die kolle wat voorkom. Die goeie nuus is dat die La Nina besig is om te ontwikkel. Hierdie is die waarskynlikheid om 'n La Nina, neutraal of El Nino te kry. Linksonder is Augustus, September, Oktober, en ons sien so gaan dit aan tot April, Mei, Junie volgende jaar, die AM hier aan die regterkant. En ons sien vir die volgende klompie maande 0 kans vir 'n El Nino, en dan hier na die tweede deel of na volgende die tweede deel van die somer kan dit dalk 'n bietjie, is daar 'n kans, maar steeds minder as 20%. So omtrent geen kans vir 'n El Nino nie. Die La Nina het die gestyg tot meer as 70% kans hier Oktober, November, Desember, waar dit nog 'n maand of so onder 50% waarskynlikheid was. So dit lyk of hierdie goed aan die beweeg is. As ons so kyk oor die korttermyn, die afgelope week se seeoppervlaktemperature van die verskillende Nino-gebiede van Oktober verlede jaar af, en kan ons sien twee van die Nino-gebiede waar die sirkels om is. Nino 3.4 en Nino 3, wat so omtrent aan die middel is,
het reeds die 0.5 grade Celsius koeler as normaal daardie limiet bereik. Ons sal moet sien of dit volhoubaar gaan wees, maar dit lyk tog onderliggend asof die La Nina begin ontwikkel. Dit is amper 2 maande vroeër, of meer as 2 maande vroeër as verlede jaar, toe dit eers omtrent Desember begin ontwikkel het. En dit kan nogal 'n verskil in die reënvalpatroon ook tot gevolg hê. So ons kyk na hierdie volgende klompie maande se reënval waarskynlikhede, Oktober, November, Desember, en as ons na Suidelike Afrika kyk, dis baie klein, maar ons kan sien die oostelike helfte van die land, 'n bo-gemiddelde kans vir reën, in weste kant toe, die wit gedeeltes is so 50-50, ons is nie seker nie, en dan is daar 'n geel kolletjie teen die Weskus, wat vir ons wys dat die Kaapse reën, alhoewel die reënseisoen verby is, ook nog by dit ondergemiddeld gaan wees. Interessant, kyk 'n bietjie na Australië en Suidoos-Asië, baie goeie kans vir bo-gemiddelde reënval, en ons sien dat daar reeds vloede begin voorkom in sekere gedeeltes van veral Suidoos-Asië. Desember, Januarie, Februarie, Suidelike Afrika, omtrent dieselfde patroon, die noordoostelike helfte van die land, bo-gemiddelde reën, en dan lyk dit ook asof die Suidoos-kusgedeeltes, so die Oos-Kaap tuinroete, daardie gedeeltes, ook so effens bo-gemiddeld gaan wees. So dit lyk tog asof die seisoen begin draai en begin positief word vir reënval, en soos ons al voorheen gesê het, ons weet nie as dit te positief is in die gedeeltes in die binneland waar dit steeds baie nat is nie. Damme is vol, gronde is versadig, wat die effek daarvan kan wees op landbouproduksie nie. So opsommend, eerste werklike somerreënval lyk moontlik hier in die laaste deel van September, dis nog baie lig, maar ons kan baie stormagtige toestande met sterk wind en haal sien in hierdie volgende tyd. Koue fronte beïnvloed steeds die sentrale tot suidelike dele van die land, so ligte ryp het voorgekom, en daar's nog frontale stelsels wat oor die suidelike dele temperatuurdalings kan gee, hier rondom 22 as ook 28 September, en ook moontlik in die eerste week van Oktober, so ons moet dit maar dophou. La Nina vlakke is bereik, en dit lyk asof dit verder gaan ontwikkel. Langer termyn is die kanse vir bo-gemiddelde reën goed oor die sentrale, maar veral die oostelike en noordoostelike dele van die land. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za. Maar ek sit ook al die skakels na sosiale media platforms en WhatsApp kanale in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.